Goeiemôre my liewe vriende, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Baie dankie dat jy vanoggend by ons inskakel. Mag hierdie vir jou 'n geseënde diens wees en mag jy werklik ervaar vanoggend dat die Here Jesus deur sy Heilige Gees naby aan jou is en jou versterk en jou oplig, optel en vir jou die nodige inligting en insig gee in die woord van die Here. Kom ons sit vanoggend net so saam en dan bid ons voordat ons dan nou ook met hierdie prediking begin. Hemelse Vader, ons buig in aanbidding voor U vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus, U Seun, die krag van die Heilige Gees wat in elke een van ons werk. Elkeen van die wat aan U oorgegee is, waarin U woon, en elkeen wat vanoggend wil luister na U woord vanoggend. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons as Christene saam as gelowiges U kan verheerlik, kan sing tot eer van U naam en U verhef, want U is waarlik die een wat dit verdien om opgetel te word en verhef te word en besing te word, want U is 'n wonderlike God vir ons. Here, seën elkeen as ons vanoggend gaan luister na U kosbare woord, wil U ons versterk, bemoedig, wil U ons vanmôre ons harte warm maak as ons na U gaan luister. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ons teks kom vanmôre uit die Ou Testament uit die boek van Konings uit, 2 Konings 6 vers 15 tot 17 en ons tema vanoggend is: wat sien jy? Wat sien jy? En ons gaan vanoggend saam lees. En toe die dienaar, dit is die slaaf van Elisa met die naam van Gehasi, toe die dienaar van die man van God het vroeg opgestaan en uitgegaan en daar is 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: "Ag my Heer, hoe sal ons maak?" En Elisa antwoord hom: "Vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is." En Elisa het gebid en gesê: "Here, open tog sy oë, dat hy kan sien." En die Here het die oë van die dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Sover ons skriflesing, mag jy vanoggend geseënd wees onder die woord van die Here. Wat sien jy? Sien jy soos Elisa of sien jy soos Gehasi? En dit geld vir myself ook. Wat sien ek vanoggend? Wat verstaan ek en jy onder die term onder die beskerming van God? My liewe vriende, die Bybel gee vir ons magdom van inligting en voorbeelde aangaande die beskerming van God. As mense wil ons natuurlik sien dat die beskerming van God vir ons soos 'n magiese kragveld is, amper soos 'n bubbel is wat rondom ons moet wees, wat ons beskerm van alle kwaad. En ja, dit is so, dat God is in staat om te verhoed dat daar enige onheil of kwaad of vernietiging na ons kant toe sal kom. Hy is in staat om dit te kan doen. Maar onthou, ons leef in 'n gefalle wêreld, waar ek en jy as mens 'n vrye wil het om te kies. Baie keer werk God
op maniere wat ons nie verstaan nie. En ons sien dit in die nuus en ons sien dit waar 120 kinders verdrink, meisies verdrink, daar iewers in Texas met daardie oorstrome, en ons vra, Here, hoekom het hierdie goede gebeur? Kinders. En ons sien mense wat onskuldig onder misdaad verval. Somtyds is God se beskerming in die vorm van vrede en krag in tye van swaar kry. En somtyds is dit in die vorm van 'n einde, 'n beëindiging van iets, van die dood van 'n geliefde wat verlos word van pyn en ellende en swaar kry. Want God sien iets op die horison wat ek en jy nie sien nie. Nou as gelowiges, Jesus Christus, beloof die woord van die Here vir ons 'n nuwe lewe beskerming. Met ander woorde, wanneer ons wedergebore is, wanneer ons oorgegee is aan Jesus Christus en ons hom as verlosser aangeneem het, dan sê die Here vir ons in soveel beloftes dat ons staan onder die beskerming van die Allerhoogste, waar niks of niemand ons kan skei van die liefde van God nie. Romeine 8 sê dit vir ons baie duidelik. Nou al is daar swaar kry in ons lewe en moeilikhede en finansiële moeilikhede en ons kan dit maar omskryf in baie dinge. Al is daar swaar kry, gee die Here God vir ons rus in die wete dat hy voorsien en hy beskerm en hy is elke dag by ons en die Here sal ons nooit in die steek laat nie. My liewe broer en suster, wat by die afgelope weke by my rus is 'n woordjie wat ek in die verlede al oor gepreek het, en dit is die woordjie hedge, wat in die Bybel voorkom. Nou, hierdie woordjie hedge in Afrikaans beteken dit verskans, en hy het verskeie ander betekenisse ook. En ek wil graag vir jou 'n paar van die Engelse betekenisse gee vir hierdie woordjie hedge. Hierdie woordjie hedge beteken letterlik 'n row of bushes, 'n hedgerow, 'n fence, 'n windbreak, 'n barrier, 'n barricade, 'n boundary, 'n quickset. Verskeie definisies wat gegee word vir die woordjie hedge. Nou, as ons miskien iewers verlore sou raak in die wildtuin, daar waar leeu's en tiere en allerhande goede is, die heel eerste ding wat ons vir ons wil bou is 'n skuiling. 'n Skuiling waarin ons kan skuil teen die elemente, die son en die hitte en dies meer, maar meer nog, ons bou rondom ons 'n hedge, 'n barrier, 'n verskansing, sodat leeu's nie kan inkom nie, want die Bybel sê vir ons, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, 1 Petrus 5 vers 7, op soek na wie hy kan verslind. 'n Leeu is 'n analogie vir die vyand, die duiwel, die bose geeste, die swaar kry, die magte wat teen ons is. Nou, hierdie hedge of hierdie barrier, hierdie fence, hierdie barricade wat ons bou, is in die vorm van stokke dat ons skerp gemaak het, wat wys na buitekant toe. Of dit kan takke wees met dorings aan, wat ons reg rondom ons sit, sodat dit die vyand weghou.
Dit is die vorm van 'n hedge, 'n heining of die Bybel vertaal dit ook as 'n muur. Ons leef in wonings van mure wat ons rondom ons het en reg rondom ons ook het ons aan die buitekant sommer ook electric fencing, elektriese draad wat ons beskerm teen die skelms. Die Hebreëus beteken letterlik om te omring of binne te hou of toe te maak of weerstand te bied. Nou dit is waar die beskerming van die Here vir ons beskryf word in verskeie voorbeelde. Nou een van die interessante dinge wat ek in hierdie afgelope weke raak gelees het is die nuwe hemel wat Jesus eendag na die aarde toe sal bring, wat 12 meter by 12 meter of by 12 meter of kilometer, 12 kilometer by 12 kilometer by 12 kilometer in die vorm van 'n vierkant is, het ook hekke, 12 hekke. Maar is baie interessant, ons laat nie ons hekke in die nag oop nie, want ons weet enige iemand kan inkom om vir ons skade te maak. Maar by die nuwe Jerusalem die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel wat op die aarde gaan gevestig word, waarin ons as gelowiges gaan wees, is die hekke oop. Want niks kan meer inkom wat vir ons skade maak nie. Nou ons het verskeie Bybelverse wat die Here vir ons gee, wat vir ons vertel van sy beskerming. Ons lees in Jesaja 54 vers 17, waar die Here vir ons sê, no weapon that is fashioned against you shall succeed. Geen wapen wat teen ons gerig word, sal suksesvol wees nie. And you shall refute any tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication from me, declares the Lord. Geen wapen wat teen ons opgerig word, sal ons seermaak nie, want die Here beskerm ons. In 2 Tessalonisense 3 vers 3 sê die Here, but the Lord is faithful, die Here is getrou. He will establish you and guard you against the evil one. Hy sal ons beskerm, hy sal ons omring teen die Satan, teen die duiwel. En dan die baie bekende Psalm 46 vers 1 sê, die Here is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, en sy teenwoordigheid help ons in moeilikheid. Deuteronomium 31 vers 6 vra die Here as ware vir ons, hy sê, wees sterk en manmoedig, hy sê, be strong and courageous. Moenie bang wees of moenie vrees vir hulle nie, want die Here God gaan voor ons uit. Hy sal ons nooit uitlos en versaak nie. En dan Jesaja 41 vers 10, weer 'n keer sê die Here vir ons, wees nie bang nie, want ek is met jou. Wees nie mismoedig nie, want ek is jou God. Ek sal jou sterk maak, ek sal jou help, ek sal jou optel, en ek sal jou aan my regterhand stel. Daai baie bekende liedjie van Psalm 32 vers 7, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Die Here sê, hy is ons veilige plek, wat ons sal beskerm teen moeilikheid. Hy sal ons omring, en ons sal die Here loof en prys. En so kry ons verskeie ander
tekste in die Bybel, Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n veilige en sterk toring waarin die regverdige kan hardloop en veilig kan wees. Psalm 91 vers 4 is so 'n mooi beskrywing waar die Here sê, hy bedek ons onder sy vlerke met sy vere en die waarheid sal ons sterk maak. Sy waarheid sal vir ons 'n skild wees. Dawid sê ook in Psalm 139 vers 4, U omring my van alle kante. Die Here omring die gelowiges van alle kante. En dan die baie bekende Psalm 46 ook, wat die Here sê, die Here trek 'n laar van engele rondom sy kinders. 'n laar van engele. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar voorbeelde wat die Here vir ons gee. En ons sien dit al reeds in Egipte, by die 10 plaae, waarin die Here gekom het deur Moses om die Egipte of die Israeliete uit Egipte uit te lei. En dan die 10de plaag, wanneer die doodsengel kom, gee die Here 'n opdrag waarin die bloed van 'n jaar oud lammetjie aan die deurkusyne aangerig moet word. Die bloed van die lam. En ons sien dat wanneer die doodsengel dan uiteindelik sy verskyning maak, wanneer hy die bloed sien, dan is die wat binne in die bloed is, wat onder die bloed is, verskans, veilig van die wraak van die Here. So kom Openbaring 12 vers 11 ook vir ons as gelowiges, waarin hy sê, en hulle, dit is ons as gelowiges, het hom, dis die duiwel en sy bose magte, oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis, en hulle het hulle lewe tot die einde toe nie lief gehad nie. Die Here kom ook vir ons in Efesiërs 6 in die Nuwe Testament, waarin hy ons as gelowiges beskerm, omring deur die wapenrusting. Bo op ons koppe het ons die hoof, op ons hoof het ons hierdie helm van verlossing, dat ons weet dat Jesus Christus het vir ons gesterf en die prys betaal deur sy kosbare bloed. Ons is verlostes in hom. Die borsharnas van geregtigheid, wat vir ons die versekering gee dat elke keer wanneer ons na die Here toe gaan, het hy ons vergewe, en wanneer ons voor God eendag staan ons as mense wat vry is, wat vergewe is. Die prys is betaal. Ons het om ons lendene het ons 'n gordel van waarheid wat ons altyd beskerm, die waarheid wat vry maak. En dan het ons aan ons voete die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, die woord van die Here wat sny tot in murg en been, deurkloof tot in die diepste onheilige harde hart van mense wat God om een of ander rede nie wil aanvaar en aanbid nie. En dan het ons die swaard van die Gees en die skild van geloof wat ons beskerm rondom die wapenrusting van God. Ons sien ook by die uittog van die Israeliete, wanneer hulle vasgedruk word deur die vyand daar teen die Rooi, die Rietsee, en hierdie Farao en sy Egiptenare is op pad en hulle het geen ander uitkoms nie, dan sê Moses van hulle, moenie bang wees nie.
Want hy wat by ons is groter as hy wat teen ons is. En dan maak die Here vir hulle hierdie see oop, wat hulle kan deurloop, veilig, omring, beskerm. Uiteindelik het die Here ook in 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, was hy altyd by die Israeliete gewees, en ook die verbondsark, wat tot in die Nuwe Testament God se teenwoordigheid, se beskerming by sy volk was. En wanneer hierdie verbondsark weggeneem is deur die vyand, dan word hulle geslaan deur die dood en bose swere, totdat hulle hierdie verbondsark teruggee aan die uitverkore volk van God. En my liewe broer en suster, hier in 2 Konings 6 kry ons die verhaal van Elisa en Gehazi, sy slaaf. En ons sien dat hulle as ware vasgekeer word, en toe hierdie slaaf vroeg die môre opstaan, toe sien hy die Arameërs wat besig is om hulle aan te val. En hy roep uit en hy sê, wat gaan ons tog nou doen? En Elisa, wat op 'n baie spesiale manier kyk, sien, rig sy oë op na die Here en hy sê, Here, maak asseblief sy oë oop sodat hy kon sien. En die Here maak hierdie slaaf se oë oop en onmiddellik sien hy hierdie strydwaans met engele, vuurwaans, wat reg rondom hulle is, meer as wat die vyand is, wat hulle beskerm. Nou, dit is interessant dat Elisa hoef nie eens te gebid het vir hierdie strydwaans om daar te wees nie. Hulle was alreeds daar gewees. Net soos vandag ook, is die Here by ons met sy engele en met sy woord en met sy bloed wat ons beskerm. Geliefdes, God soek gehoorsaamheid. Hy soek van ons geloofsoë, 'n geloofskyk, kennis en 'n vaste vertroue. Die wat by ons is meer as die wat ons aanval. Die Here is altyd by ons, om ons. Hy omring ons. En die vraag wat na my en jou toe kom vandag is, wat sien ons? Sien ons hierdie strydwaans, die teenwoordigheid, die beskerming van die Here? Of vra ons die vraag, wanneer ellende oor ons pad kom, en moeilikhede oor ons pad kom, ag meneer, wat gaan ek maak? As my finansies aangeval word, as my werk in gedrang is, as my huwelik in gedrang is, as my kinders teen my is, as die omstandighede teen my is, vra ons altyd, ag Here, wat gaan ek maak? En dan vra die Here vir ons, wat sien jy? Want jy sien, die Here wil ons oë oopmaak, sodat ons kan glo sonder om te sien. Nie soos 'n Thomas wat eers sy vinger in die kruismerke wil sit nie. 'n ongelowige Thomas nie. Die Here wil dat ons altyd op hom sal vertrou. Jakob by Bethel, nadat hy sy daar neergelê het in 'n droom, sien hy in 'n droom hierdie leer wat na die hemel toe opgaan in Genesis 28 vers 16. En hy vra die vraag volgende, hy sê die volgende, hy sê, die Here is op die plek, Bethel, en ek het dit nie besef nie. Besef jy vanmôre dat die Here is altyd by ons, die Here Jesus is altyd
dag en nag, elke minuut is hy by ons. Die engele van die Here is rondom ons. Die bloed van die Here is aan ons deurkosyne geskrywe. Ons naam is in sy handpalm ingegrafeer en niks en niemand kan ons uit sy hand uitruk nie. Moses en Elia en Daniel en Esra en Esegiel en Johannes op Patmos en selfs Petrus en Silas in die tronk, toe hulle die Here God geloof en geprys het vir Jesus Christus, het 'n engel gekom en hierdie tronkdeure oopgebreek. Jesus het selfs ook gesê, ek het die mag om 72.000 engele nou op te roep en my te kom red van hierdie kruis af. Ons sien nie vandag nie, omdat ons geestelik blind is. Ons kyk teen die wêreld vas. En ons moet bid dat die Here ons geestesoë moet oopmaak. Want as ons geestesoë swak is, dan beïnvloed dit ook ons besluite. Maar wanneer God ons oë oopmaak en vir ons 'n kykie gee van wie hy werklik is en wat hy vir ons kom doen het deur sy seun Jesus Christus en wie hy vir ons gegee het as bystand en trooster om by ons te wees, die Heilige Gees, dan my liewe vriende, verander ons siening van 'n wêreld en ons omstandighede heeltemal. Ja, dit is so dat swaar kry en belemmer soms ons sien. Wanneer ons persoonlike neerlaag beleef en wanneer ons onregverdige onderdrukking beleef, dan sien ons nie altyd wat ons moet sien nie. Maar die Here wil hê ons moet sien en verstaan dat die waarheid is dat hy aan ons kant is en dat die wat by ons is meer as die wat teen ons is. Die Here van die leerskare veg teen die magte van die duisternis. Die Here, die almagtige God, is vir ons en daarom hoef ons nie bang te wees nie. Daar is 'n hedge, 'n barrier, 'n skare van engele rondom ons om ons te beskerm. En weet jy wat interessant is? Die engele sien, die demoniese magte, die duiwel sien ook hierdie beskerming. Die Here sê vir ons in Romeine 8, hy sê, en daarmee wil ek afsluit, 'n oorwinningslied, God is vir ons, wie sal teen ons wees? Wat sal ons sê van hierdie dinge? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy ons nie saam met hom ook 'n genadiglik skenk wat hy beloof het nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Die Here se gebede is ook rondom ons. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard. Daar is geskrywe, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of magte
of teenwoordige of toekomstige dinge, ons of hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat dan in Christus Jesus ons Here is nie. Daar waar jy vanmôre is, my broer en suster, wat sien jy? As jy net die probleme raak sien, die moeite en die angs en die benoudheid raak sien, wat jou lewe wil verswelg, dan is dit my gebed vanoggend, Here, open ons oë, dat ons kan sien, die wat by ons is meer as die wat teen ons is. U is altyd by ons. Mag die Here vanoggend vir jou seën met hierdie kosbare boodskap. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend kan besin oor u woord. Dankie dat ons kan weet, u is altyd by ons. U Heilige Gees is binne in ons. En u vertroos ons en u versterk ons, u bemoedig ons, u tel ons op, u help ons om te bid, u gee vir ons raad en insig, en u maak ons geestesoë oop, dat ons vir u kan sien. Here, gee dat ons hierdie bonatuurlike vermoë het, soos Elisa, om te kan sien wie u waarlik is en wat u vir ons kom doen het. Ek bid vir elkeen wat luister vanoggend. Ek bid, Here, dat u vir ons geloofskyke sal gee, geloofsoë sal gee, sodat ons kan weet, die Almagtige van die hemel en aarde is altyd by ons en niks sal ons kan skei van u liefde nie. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons gaan 'n laaste lied sing tot eer van die Here en dan sluit ons af in sy naam. Ek wil julle graag groet vanoggend met hierdie seën, die bekende priesterlike seën van Numeri 6 vers 24 tot 26 waar die Here sê: Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Mag die Here by elkeen van julle wees in hierdie week en mag dit met julle goed gaan. Baie dankie vir vanoggend.